Nou Google sê, ou maak so 35.000 keuses elke dag. Okay, dis nou nie vir julle hierdie week en volgende week nie, want julle skryf eksamen, jy maak net een keuse. Ek leer. Dit klink ek is jou pa, nee. Hoe maak ek 'n keuse? Hoe weet ek? Moet ek nog swat volgende jaar? Of moet ek nou maar gaan werk en die pik verlaat? Is hierdie ou wat hier langs my sit en my hand vashou my trouman en is die girl my trouvrou? Moet ek rigting verander? Goeie tyd van die jaar om rigting te verander, nee? Dan hoef jy nie eksamen te skryf nie. So, nie dit oor vanaand nie. Waar gaan ek werk? Hoe gaan ek weet dis die werk wat ek moet vat? Wat is reg, wat is verkeerd? Nou, dis nie rocket science nie. Elke liewe keuse wat ek maak, bepaal môre of oormôre, né? As ek nou vandag genoeg chocolates en coke eet, dan lyk ek môre en oormôre soos ek, né? As ek vandag leer, gaan ek dalk deurkom môre. As ek niks leer nie, gaan ek nie deurkom. Dis eenvoudig. My keuses kan nie gister en eergister verander nie. My keuses verander môre en oormôre. So dit wat ek vandag kies, wys môre in my lewe. So hoe weet ek, is God se wil? Ons is kinders van hom. Ons weet, hy wil vir ons vreugde, vrede, lewe gee. Maar die keuses wat ek vandag maak en hierop waarsty maak, bepaal dit in die toekoms. So hoe weet ek dis God se stem? Hoe weet ek dis God se wil? Hoe weet ek of ek regte kursus swat? Is dit wat God wil hê? Nou ons is besig met Dawid se storie. Kom ons kyk 'n bietjie hoe maak Saul en hoe maak Dawid. So as jy jou Bybel wil oopmaak, 1 Samuel hoofstuk 15. 1 Samuel hoofstuk 15. Ons gaan van vers 1 af lees. Hierdie twee eerste konings het nou nogal groot opposites van mekaar geleef. 1 Samuel 15, kom ons begin by wat sê Saul en hoe het Saul keuses gemaak. 1 Samuel 15 vers 1. Ons is nou al so lank met die reeks besig, jou Bybel moet daar oopval man, want jy moet mos nou die stories gaan lees by die huis. 1 Samuel 15 vers 1. Samuel het vir Saul gesê, let op, nie Saul het na God toe gegaan en God het vir hom gesê nie, jy sal dit net nou hoor in Dawid se storie. Samuel het namens God gepraat met Saul. Beteken dit dalk daar was nie 'n verhouding tussen Saul en God nie? Ek weet nie. Maar in elk geval, Samuel het vir Saul gesê, dit is vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor sy volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. So het die Here die Almagtige gesê, ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het toe hulle uit Egipte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie. Sou hulle die manskappe opgeroep en hy het hulle by Telaim, is net die ander kant, getel. 200 afdelings voetsoldate en 10 afdelings uit Juda uit. Eenvoudige opdrag. Saul, gaan en maak alles dood. Want hierdie ouens het ons skade berokken. Opdrag van God af. En dan gaan Saul. Kom ons lees vers 13, hoe dit toe nou uitgedraai. Samuel het toe by Saul gekom, dis nou na die veldslag. En Saul het vir hom gesê, mag die Here u seën. Ek het die opdrag van die Here uitgevoer. Man, hierdie Saul is 'n netjies ou, hè? Hy sê die regte goed. Hy seën die profeet en hy sê, I've done it. Dit wat God vir my gesê het ek gedoen. Vers 14. Samuel vra toe, wat vir 'n geblær van kleinvee is daar dan in my ore? En wat van die gebulk van beeste wat ek hoor? Hulle het dit van die Amalekiete afgebring, antwoord Saul. Dit is die goed wat deur die manskappe gespaar is, die mooiste kleinvee, die groot vee, om aan die Here 'n offer te bring. Die res het ons van kant gemaak. Ag, is mooi, hè? Ja, hy verontagsaam die Here se bevel in totaliteit, want hy wil vir die Here offer. Dis mooi, hè? Vers 16. En Samuel sê vir Saul, bly stil. Laat ek jou vertel wat die Here vannag vir my gesê het. Saul sê toe vir hom, praat maar. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel. Die Here het jou met 'n doel uitgestuur en hy het vir jou beveel. Trek op, bring die sondaars, die Amalekiete, om die lewe. Jy moet teen hulle veg
totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit vergryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Saul antwoord toe vir Samuel: maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my uitgestuur het. Ek het vir koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat, die beeste wat wat van kant gemaak moes word, om aan die Here, u God, in Gilgal te offer. Maar Samuel antwoord: is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêry. Eiesinnigheid is net so erg as die bedrog van afgoderry. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. It's amazing. Saul sê en doen al die regte goed in die naam van die Here. Groet hy, seën hy, sê ek het die opdrag uitgevoer. Alles gedoen wat die Here vir my gesê het. Wat gaan nou aan? En dan sê Samuel, dit was 'n eenvoudige opdrag. Watter deel het jy nou nie verstaan nie? Sodat jy so verwaand is, Saul, om jou eie plan in God se plan in te forceer. En te dink die Here is okay daarmee. Selfs 'n mooi plan probeer maak. Nou as ek aflei dit wat Samuel gesê het, het Saul nie net paar besies en skapies agtergebly om te offer vir die Here nie. Hy het vir homself ook gehou. So hy jok ook nog. Hy volg sy eie plan. Scary. Ons doen dieselfde, nee. Ons doen dieselfde. Ons weet wat's reg en verkeerd. Dis vir 'n voorbeeld. Ek weet die Here wil hê ek moet nie gesyp raak nie. Ek weet dit. Maar nou begin ek negotiate, want ek het ook 'n wil wat ek in God se plan wil inforceer en wil hê die Here moet okay wees. Want ek is nou student en ek is net 'n stukkie van my lewe student en almal doen dit en dit kan hom regtig nou nie so erg wees nie. Die Here sê is nie okay daarmee nie. Punt. Hier's die opdrag. Hier wil ek hê dis wat julle moet doen, dis hoe julle moet leef. Is nie okay as jy daarvan afwyk nie. Is nie okay nie. Of ons is nou al lank in 'n verhouding en ons is lief vir mekaar, ons gaan nog eendag trou. So dis alright as ons nou al seks het. Die Here sal verstaan, dis okay. Nee, die Here is nie okay nie. Of weet jy, almal praat so lelik. Ek kan nou maar ook swets en te kere gaan en vloek. Want almal doen dit en die Here sal weet ek moet dit doen hier want anders word ek nou nie aanvaar deur my pelle en nee, die Here is nie okay daarmee nie. Is nie okay daarmee dat ons dit wat ons weet reg en verkeerd is aanhou bly doen en ons plan in die Here afforceer nie. Is nie vir hom okay nie. En dan sê ons, maar ek sukkel om die Here se stem te hoor. Ek sukkel om te weet, is dit nou reg of is dit nou verkeerd? Maar in die meantime is dit ek wat so probeer negotiate om my plan in God se plan in te kry en dan verwar ek. Die Bybel is duidelik oor wat's reg en wat's verkeerd. Dit is eenvoudig. Dit is nie rocket science nie. Maar ek wil my eie plan daarin kry en verwag God moet okay wees. My pa het my van kleins af geleer, as jy twyfel oor 'n ding, dan moet jy weet, is gewoonlik nie reg nie. Hoekom? Want die Gees van God is binne in jou. Die Gees van God sê vir jou, ja maar, en hoe meer jy ja maar, en meer jy negotiate, hoe sagter word die, en hoe meer sukkel jy om te hoor. Hoe meer sukkel jy om keuse te maak. Amazing ding van Saul se storie, jy moet dit gaan verder lees. Hierdie optrede van hom om nie te doen wat reg is nie, het 'n verdere gevolg op sy verhouding met God wat eintlik ook nie regtig bestaan het nie. Want sy manne is besig om te dros, hulle loop een vir een weg. Hier's hierdie massa vyand wat hy moet gaan verslaan en sy leermag word al hoe kleiner en Samuel daag nie op nie. Samuel moet die offer vir die Here bring sodat hulle die veldslag kan gaan wen en hy's laat. En dan kap Saul paniek en hy hou self die offer
En net as hy dit klaar gedoen het, kom Samuel daaraan. Met ander woorde, wat gebeur nog verder? Omdat Saul nie bly doen dit wat die Here van hom vra en bly doen wat reg is nie, wat gebeur? Sy verhouding sak al hoe verder weg. Sy vertroue dat God vir hom wil gebruik, dat God hom aangestel het as koning, dat God hom die koning gemaak het, sak al hoe verder weg. Sodat daar geen vertroue in God meer oorbly nie, en dan doen hy net wat hy wil. Weet julle, my verhouding met God is seker die belangrikste deurslag van hoe ek keuses maak. Nou, my kinders, veral die jongste ouetjie, hy is nou so 10, as hy by my kom en sê pa, dan sê ek nee. Sê pa, maar, sê ek nee. Maar pa, nee. En so sal ons karring en sukkel met mekaar, nee. Tot hy nou regtig moedeloos is en met my wil beklei en dan sê hy sy storie en wat gebeur? Ons karring met mekaar en die verhouding groei. Dan sal ek sy storie luister en ek sal vir hom antwoord. Maar intussen groei die verhouding. Soos 'n pa met 'n kind. En ek dink God doen nogal baie keer met ons ook dit. Hy sê nee. Of hy antwoord my net nie dadelik nie, want ons wil hê, is 'n kookmasjien. Julle ken hy ding, jy gooi die geeltjie bo in, jy druk die knop en dan val die kook onderuit. Onmiddellik. Here, ek wil nou weet, is hierdie ou die regte een? Nee, God werk nie so nie. God werk verhouding. Verhouding. God se timing is altyd perfek. Die vraag is, trust ek hom? Trust ek hom genoeg dat ek my toekoms in sy hand sit? Trust ek hom genoeg om te wag vir sy antwoord en terwyl ek wag, niks te doen nie, maar net met hom bly karring? Hoor julle die verskil? Ek wag vir God se antwoord, nou doen ek niks. Ek begin nie nou so lank vry in die kerel nie. Ek wag. Ek wag. Anders sal God sê, wanneer die tyd reg is. As ek dit in my eie hande vat, dis nou by Saul se storie keer op keer gesien, maak ek droog. Punt. OK, dis nou oor die verkeerde keuses maak. Kom ons kyk na Dawid. Wat het hy gedoen? 1 Samuel 23, jy kan so 'n bietjie aanblaai soontoe. En weet julle hoeveel keer in my lewe het ek al gehoop en gewens, dit is so eenvoudig soos wat Dawid dit hier vertel. 1 Samuel 23 vers 1. Op 'n keer, ergens, random in sy storie, is aan Dawid vertel. Die Filistyne veg teen Keila en plunder die dorsvloere. Dawid het die Here geraadpleeg. Sal ek optrek en hierdie klomp Filistyne verslaan? En die Here het vir Dawid geantwoord, trek op en verslaan die Filistyne en bevry Keila. Hulle het dit nie al baie keer gewens nie. Die Here net hier langs my sit, dat ek hom kan sien en sy oë kyk en sê, Here, moet ek nou soontoe of moet ek nou soontoe? Ja, nee, dankie, dan kan ek af. Weet julle, dit is eintlik so eenvoudig, nee. Want ons vergeet, God leef. Hy leef. En waar is God? Binne in jou. Met al die kennis, al die liefde, al die geduld, al die gawes van die Gees, leef God in sy grootheid en sy almag binne in elke een van ons. So dit is eintlik so eenvoudig as om te sê, Here, wat moet ek doen? En dan te luister tot hy my antwoord. Dit is onmoontlik as ek nie met hom 'n verhouding het nie. Onmoontlik om te hoor wat hy sê as ek nie 'n verhouding het nie. Inteendeel, ek dink dit is verwaand verby. Ek praat nooit met God nie. En dan skielik op 'n dag as ek nou 'n krisis hier ontwikkel, Here, en dan gaan die gebedjie inbo, ek wil die kook hê en ek wil hom nou hê en nou moet die Here gee. Ek dink nogal dis bietjie verwaand. Want vanuit hierdie verhouding wat Dawid met God gehad het, wat waar begin het? Van kleins af, toe hy nog die skapies opgepas het. Onthou julle ons het daaroor gepraat? In die gewone staf van die lewe het Dawid geleer om God se stem te hoor en om te vertrou. Die gewone goed van die skapies oppas, die leeu doodmaak as hy hom aanval, die beer keer, gewone goed. Het hy die verhouding gebou. Maar die storie gaan verder, hy raak net al hoe mooier. Kyk vers 3. Maar die manne van Dawid sê, o nee, ons verkeer hier in Juda al reeds in gevaar. Hoeveel te meer as ons na die skanse van die Filistyne toe gaan by Keila? Dawid het weer die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord. Maar klaar,
trek op na Keila toe, want ek lewer die Filistyne aan jou oor. Amazing. Nou gaan Dawid na sy manskappe toe, sê hy, kom manne, ek dink ons moet vir Keila gaan help, want hierdie manne kry swaar in die Filistyne. Hulle sê, jy's mal, ons is al klaar moeilik hier, nou wil jy nog gaan oorlog maak, ook in die kans bestaan dat ons gaan doodgaan, en, daar is nie 'n manier nie, Dawid, en Dawid sê, okay, julle is reg, kom ons los dit. Is dit nie wat ons doen nie? Ek glo die Here sê vir my hierdie ding in my hart, en dan gaan deel ek dit met my pelle, en sê my pelle, jy sien lekker nie, okay, julle is reg. Ekskuus. Ja, wat doen Dawid? Hy gaan terug na die Here toe. En hy gaan kry bevestiging. Ek het reg gehoor. Die Here sê, gaan na Keila toe en roer hierdie klomp Filistyne. Dan gaan hy terug na die manskappe toe. En dan gaan hulle saam met hom. En hulle gaan maak oorlog. Eenvoudig. Vers 5, die storie gaan verder, het raak net nog mooier. Dawid en sy manne het toe opgetrek na Keila toe en teen die Filistyne oorlog gemaak. Hy het hulle vee as buit saamgevat nadat hy hulle in 'n groot veldslag verslaan het. So het Dawid die inwoners van Keila bevry. Toe Abjatar, seun van Ahimelek, na Dawid toe in Keila gevlug het, het hy die skouerkleed saamgevat. Daar is toe aan Saul berig dat Dawid in Keila gekom het en hy het gesê, God het hom aan Dawid onttrek. Hy is nou in my hand. Want deur in 'n stad met grendeldeure in te gaan, het hy homself toegesluit. So Saul dink, Dawid bly nou in hierdie stad, daar's mure om, hy moet nou die stad beleer, en dan gaan hy vir Dawid oorwin. Einde van die storie. Saul het al sy manskappe opgekommandeer vir die oorlog om op te trek na Keila toe, en Dawid en sy manne te beleer. Maar Dawid het te wete gekom dat Saul hom wil aanval, en hy het vir die priester Abjatar gesê, bring die skouerkleed hier. Dawid het gesê, Here God van Israel, ek is u dienaar. Ek het verneem dat Saul na Keila toe wil kom om die stad te verwoes, omdat ek hier is. Sal die regeerders van Keila my aan hom uitlewer? Sal Saul optrek soos ek verneem het? Here God van Israel, lig my tog in. En die Here antwoord, ja, Saul sal optrek. Toe vra Dawid, en sal die regeerders van Keila my en my manne aan Saul uitlewer? En die Here het hom geantwoord, ja, hulle gaan. Dawid en sy manne, ongeveer 600 man het klaargemaak uit Keila, uitgegaan en heen en weer rondgetrek. Daar is ook aan Saul vertel dat Dawid uit Keila ontsnap het, en Saul het sy agtervolging gestaak. Eenvoudig. Wie weet wat môre gaan gebeur en oormôre gaan gebeur? Jy kan 'n fair raai gee, nee, ek het nie geswat in hierdie vak nie, so ek gaan die toets dop. Nee, dis min of meer wat jy kan raai. Of dis nou winter, so dit gaan nie môre reën nie. Maar wie weet wat môre gaan gebeur? Net, amper sê ek Bianca, nee, net God weet. Net God weet wat môre gaan gebeur, en dan weet Dawid dit, en al wat Dawid doen, hy gaan sit by die Here en sê, Here, hierdie ouens het ek nou net gered van die Filistyne. Gaan hulle genuine my nou uitverkoop aan Saul? Dan sê die Here, ja, hulle gaan. En dan sê Dawid, maar dan moet ek pad gee. En dan verlaat hy hierdie lekker stad waarin hy gewoon het, waarin hy kon veilig wees, maar nie meer veilig is nie, want Saul is op pad. Verlaat hy sy comfort zone, en hy vertrou God, bo mure, bo mense, bo sy pelle, want God is die enigste een wat weet wat môre gaan gebeur. Weet julle, ons maak dit so rocket science. Dan sê ek, Here, is hierdie verhouding vir my goed? Here, is hierdie kerel vir my goed? Hierdie meisie? Here, is hierdie rigting vir my goed? Ons beklei so baie, ek en die girl, maar ek weet ons sal dit uitsorteer as ons nou net eers getroud is. Ja, right. Weet julle hoe baie keer na studente 'n storie vir my vertel het, en sê ek weet nie wat ek kan doen, het ek sê, maar jy weet eintlik wat jy moet doen, nee. Sê hulle, ja. Ja, ek weet. Want God woon in my, en God gee vir my die antwoorde wat ek soek. Het is net nie altyd so maklik om te doen wat hy vra nie. Het is altyd so maklik om te erken, hy's reg en ek is verkeerd. Ek moet luister en stop met waarmee ek besig is. En dit wat onder hierdie bang lê, is vertroue. Trust ek God genoeg vir my lewe? Trust ek God genoeg vir my toekoms? Glo ek genuine dat God vir my die beste wil gee?
En sê nou, hy stuur my na 'n afgelewe dorpie ergens in Timbuktu om te gaan die evangelie verkondig, gaan dit vir my wragtig nie lekker wees nie. Hoor julle die vraag? Trust ek hom genuine? Want weet jy, as dit jou roeping is, gaan jy net daar gelukkig wees. Daarom is keuses vir ons so moeilik, want ons sukkel om God te vertrou. Ons dink ons weet beter vir ons eie toekoms. Ander ding wat vir ons ongelooflik moeilik is, ons kan dit nie verstaan dat God kan sê nee nie. Kyk vir my kinders, as ek sê nee, dan beteken dit net, ons het nie hard genoeg gepiep nie, en hulle hou aan kerm. Of nee beteken, weet jy, pa het nou nog net nie lekker my argument mooi gehoor nie, ek moet net my argument mooi stel, dan gaan hy ja sê. Dis wat die woord nee vir hulle beteken. Of nee beteken, ok nie nou nie, ek kan net nou weer kom vra. Ja, julle lag, want julle is net so, nee. Ek is net so. Nee beteken baie keer vir ons, ek moet net weer my argument stel, ek sal vir God oortuig, dat dit eintlik moet ja wees. Nee is nee. En God het 'n rede, hoekom hy baie keer nee sê. God mag ook sê, nie nou nie. Wag 'n bietjie. As jy nou kry wat jy vra, gaan jy 'n klomp goed mis. Gaan 'n klomp goed vir jou verbygaan. So trust my, op die regte tyd sal ek vir jou gee wat jy vra. Net nie nou nie. Trust my. Trust my. Daai is vir ons moeilik, want ons het enorm baie ander stemme wat raad gee en wat inligting gee. Om tussen dit alles te stop en te sê, wow, ek gaan nou eers by God sit en hom vertrou. Hoe weet ek dan, dis God se stem? Blaai vir my na Filippense 4 toe. Filippense 4. Hier was nog in my lewe altyd die deurslag oor of ek weet of ek moet links of regs, of ek moet aanvaar of nie aanvaar, of ek moet doen of nie doen nie, is in Filippense 4. Van vers 4 af. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wat beteken dit in goeie Afrikaans? Relax, die Here is hier. Bou 'n verhouding met hom. Bou 'n verhouding met hom. Wees saam met hom, by hom. Vers 5, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Met ander woorde, wees lief vir mense. Net Norpot wees waar alleen sit nie. Wees inskikkelik. Vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Wat moet jy doen? Gaan sit op God se skoot, soos 'n klein seentjie en 'n dogtertjie op sy pa of sy ma se skoot, en vertel hom alles. Jou drome, jou vrese, jou hartseer, jou opgewondenheid, alles. Gee dit vir die Here. Vra van hom net wat jy wil. Alles. Nie net een keer 'n jaar nie. Elke dag. Elke dag, want dit bou die verhouding. As jy by God gaan sit en met hom chat. En wat gaan God dan doen? Vir jou alles gee wat jy gevra het? Nee, gelukkig nie. Gelukkig nie. Kyk vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Net God kan in jou verstand en in jou hart gelyktydig vrede gee. En as jy nie in die verstand en in jou hart gelyktydig vrede het oor jou keuse nie, dan moet jy weer gaan kyk wat jy gekies het. So hoe werk dit? Here, moet ek soontoe of moet ek soontoe? Dan sê ek, Here, ek kies hierdie een, want ek glo dis wat U vir my sê. Geef vir my die vrede wat Filippense van praat. En as jy dan vrede in jou hart en jou verstand beleef, en jy glo my, jy sal weet as God vir jou vrede gee. En jy sal ook weet, hier is vrede, maar hier is 'n paar goed wat ek nie het nie. Of hier is vrede, net God kan dit gee. So as jy die vrede het, gaan aan met jou keuse. As jy nie die vrede het nie, gaan terug na jou besluit. Probeer die Here nie vir my sê, ek moet eerder die kant toe. Probeer die Here nie vir my sê,
hierdie is nie 'n goeie ding nie. En moenie dan begin negotiate met die Here en sê, maar hierdie is tog reg nie, Here, U moet vir my. Waarom is jy dan besig? En intussen, terwyl God vir my vrede gee hier en hier, of as ek wag, het hom iets gevra, en ek wag dat hy my moet antwoord, en ek vra hom weer, en ek wag, en ek vra, wat moet ek doen intussen? Leef! Kyk vers 8, verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Nou het ek gesê, Here, asseblief, gee vir my trou man. Here, gee vir my werk. Wat doen ek nou intussen, terwyl julle nog nie gee nie? Ek leef. En waarmee is ek besig? Ek raak besig met hierdie goed wat hy wil hê ek moet mee besig wees. Ons het dit net nou gesing, die koninkryk van God se goed. En daaraan gee ek my aandag en my tyd. Gee ek my alles. En ek trust God dat hy op die regte tyd vir my sal gee wat ek vra. Op die regte tyd vir my die job sal gee wat hy my wil hê. Op die regte tyd vir my die verhouding sal gee waarin hy my in 'n huwelik wil invat. Op die regte tyd vir my sal gee wat ek vra. Intussen leef ek en fokus op dit waarmee God besig is. Dis 'n Psalm wat sê, terwyl ek hierdie goed van God doen en sy koninkryk soek, gee hy vir my alles waaroor ek worry terwyl ek slaap. Dis so amazing dit is. Weet julle, ons maak nogal keuses chaos in ons lewens. Want ons probeer negotiate met God om die verkeerde te doen. Ons maak dit chaos, want ons bou nie aan ons verhouding nie. Vanuit die verhouding waar ek in die kerk is, of in 'n selgroep is, of Bybel lees, of omstandighede wat gebeur, hoor ek God se stem, sien ek waarheen hy my vat. En as ek hierdie verhouding het, kan ek dit vertrou. En as ek nie antwoord kry nie, kan ek vertrou. Hy sal op die regte tyd vir my sê, intussen hou aan, vra en bou die verhouding. Dis nie rocket science nie. Die grootste ding in my lewe wat dit nog gekelder het, is geduld. Ek wil dit nou weet. En die Here het al hoeveel keer vir my gesê, Boetie, relax jy. I've got this. Leef jy en doen wat ek vir jou vra. Die res sal ek vir jou uitsort. Mag jy die genade ontvang om God te vertrou vir jou toekoms, vir jou lewe, vir jou alles. Hy sê, jy is worth dying for. So lief het hy jou. Jy kan hom maar trust. Mag jy die genade daarvoor ontvang. Amen. Here Jesus, dankie. Dankie vir 'n Dawid en 'n Saul wat ons van kan lees en kan leer by oor keuses. Here, maar U weet en U ken ons harte, hoe ons sukkel, Here, om te kies. Want ons wil so graag 'n stukkie van die wêreld ook hê. Ek wil bid vir elke student wat hier is, Here, dat U vir hulle deur die Gees in hulle harte sal roer en hulle sal help om te weet, hierdie is reg en hierdie is verkeerd en is 'n eenvoudige keuse. Haal ons eie begeertes uit, Here, sodat ons dit kan raak sien en kan doen wat U vra. Leer ons, Here, om elke liewe dag op U skoot te kom sit en 'n verhouding met U te bou, sodat in die tye wat dit moeilik is, ons kan hoor wat U wil hê en watter kant U ons wil stuur. Dankie, Here Jesus, dat U vir ons oneindig lief het. Leer ons om U te vertrou vir ons toekoms. Kom pleit hierdie dinge in Jesus se naam. Wat sê, vra en ek sal vir jou gee. Kom dan, Here, en gee vir ons vrede. Gee vir ons vertroue. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan dan, sluit ons af.